Ons gaan vanoggend die nagmaal gebruik. En ek hou vir julle voor die volgende. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En hy het hierdie brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Jesus se liggaam was uit mekaar uitgeruk en gebreek, soos wat ek hierdie broodjie uit mekaar uitbreek, was sy liggaam gebreek vir my en jou. En hierdie dag is 'n uitroep dat ek en jy die Here sal vind in versoening. En hierdie dag het ek en jy die geleentheid om deel te word aan die breking van Christus se liggaam tot opbou vir my en jou as kerk van Christus. En hierdie dag kan ek en jy deel hê aan 'n belydenis waar ons nou geestelik is en dalk arm is, dalk mislei is, dalk verlei is, dat ek en jy vandag kan regmaak met die Here. Dat hierdie nagmaal is bedoel dat ek en jy opnuut moet terugkyk na ons eie lewe en hoe ons lewe verloop het tot nou toe. En ek gou vir jou verder voor, hy sê, maar die mens, vers 28, 1 Korintiërs 11:28, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Dit vra eers dat ek en jy onsself moet beproef, is ons waardig genoeg om dit te kan doen? Is ons waardig genoeg om deel te hê aan Christus se lyding? Is ons waardig genoeg om deel te kan hê in Christus se afsterwe? Is ons waardig genoeg om deel te kan hê in die opstanding van Christus uit die dood uit? Is ons waardig genoeg om die pad te kan stap met die salwing en die uitstorting van die Heilige Gees oor ons? Is ons waardig genoeg? En ons sal nooit waardig genoeg wees nie, maar net deur die kruis het Jesus vir ons die waardigheid gebring. En hy sê, beproef jouself vanoggend. So dit vra van my en jou elkeen weer persoonlik. Hoe lyk jou geloofsweg? Hoe lyk jou wil teenoor God se wil? Is jy net deel van die samelewing of staan jy uit? Is ek en jy werklik die sout wat die wêreld nodig het? Is ek en jy verlig met die naam Jesus Christus? Soos die disippels. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swak is en sieklik is en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. En dit is ook so dat die Here sê in sy woord dat hy vir my en jou oordeel en hy sal ons ook vermaan. En dan sê die Here, moenie wees soos 'n seun wat stout is, deur weg te hardloop nie. Vat die vermaaning en laat jy jou pad kan herstel om die weë van die Here te volg. Dit is baie belangrik. Vers 25, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Nuwe Testament. Nuwe verbond. 'n Nuwe Testament. Daar is nie 'n Ou Testament wat my en jou waardig is nie. Die Nuwe Testament. As iemand 'n hond soek, hy is daar gratis, net jy kan net vat. Ja, hy soek 'n huisie, ouma, hy soek 'n huisie. Oud wat het een oog. Ja, hy soek 'n huisie. Baie van ons loop rond soos 'n een oog. Ons sien nie alles raak wat ons moet raak sien in die weë van die Here nie. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink met my, met die gedagtenis, tot my as gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ek en jy gaan vanoggend deel hê aan die nagmaal,
En ek en jy gaan erken dat Jesus gesterf het aan die kruis. Ons gaan erken dat sy liggaam uitmekaar geruk was, sodat ek en jy vry kan kom. Ek en jy gaan vanoggend erken dat ons deel het aan die bloed wat gestort is tot reiniging van ons gedagtes, van ons gewete. En dis belangrik as jou gewete jou aankla, dat jy moet besef daar's 'n probleem. Want die kruis het juis vir my en jou die plek gebring om 'n skoon gewete tot God te hê, om in geregtigheid te staan tot God. Soos ek en jy vanoggend vry voel, sê Here, ek doen dit met 'n glimlag op my gesig. Ek bedink wat gebeur het aan die kruis. Maar die glimlag beteken dat ek het opgestaan saam met U as 'n nuwe skepping. Dat U die prys vir my betaal. Die dood het my toegekom, maar U het my bevry. En dat ek vanoggend kan staan as 'n nuwe mens, in geregtigheid deur Christus Jesus se bloed, deur sy liggaam. Oortuig deur die Heilige Gees van sonde, geregtigheid en oordeel. Sonde dat ek 'n sondaar was, oordeel dat ek geoordeel gaan word, maar die geregtigheid in Christus Jesus, wat my kwytskelding gee, en my naam in die boek van die lewe laat opskryf. Dis waaroor dit gaan. Dat ek en jy 'n toekoms het om na te gaan. En dis die krag van die nagmaalboodskap. Dat ek en jy het 'n nuwe testament gekry, 'n nuwe verbond gekry. En dat hierdie verbond behoort aan my en jou, wat herdenk, wat ook terugstaan sê, Here, ek het fouteer. Kom en ek bely dit voor U en dankie Here, 1 Johannes 1:9, dat ek my sondes kan bely en dat U my sal reinig daarvan. En dat ek dit kan glo. En as jy dit kan glo, dat jy hemel toe gaan. Wie glo nie hy gaan hemel toe nie? Ek dink ek gaan. Wow, daar's 'n antwoord. Ek dink ek gaan. Johan? Ek weet ek gaan. Ek weet ek gaan. Okay. Ek gaan. Gaan jy? Hemel toe. Ja. Ja, Is jy bespreek? my kaartjie is daar. Daar sê, prys die Here. Ek is vir niemand kwaad nie en niemand is vir my kwaad nie. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Now it's all about you, my God. It's all about you. It's all about you, Father God. I pray, release an intensity in this ministry this morning, my God. Here, maak ons los van die gelede en bring ons in die nuwe in, Here. Ek bid, Here, kom salf ons, kom skud ons, Here, sodat ons in die plekke kom met 'n desperaatheid, Here, met 'n radikale omkeer, Here, om U te volg met alles wat in ons is, Here, dat dit nie net deel is van godsdienstige religion nie, my God, Here, maar dat dit juis gaan oor die krag wat gerelease word, Here, om U te verheerlik as ons God en ons Here, wat geroep is, Here, om siele los te maak, siele los te maak, siele los te maak, Here, in Jesus naam, in die naam van Jesus, Here. Ek prys U vir die grootheid en die almag, my God. I pray, break the walls, my God, that's been lifted up in Jesus' mighty name. All walls will go now of the enemy brought up in our mindset, Here. Elke muur wat die vyand opgerig het in ons gedagtes, Here, om weg te beweeg van die waarheid af, Here. Kom breek daai mure vanoggend, Here, en laat die woord vir ons bring by 'n plek wat ons uitsien om in hierdie tyd te wil leef, in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. U is God, U is Here, U is koning. U is die begin en U Kala. Here sê, as dan nie vir hom daai keer, kan hy so daarmee doen, en dan hy sal by my staan. Halleluja. Yes. Yes, yes, yes. Die verlede is verby. Solank as jy die verlede vashou, sal dit jou verleel.
Solank as jy die verlede vashou, gaan dit vir jou 'n plek bring waar bitter water deur jou gaan vloei. Die Here sê, gee dit vir my. En daar sal nuwe water, nuwe vars water deur jou vloei. Maar jy moet die keuse maak. En ek bid dat jy vanoggend net kan hoor en sê, Here, Jesus, verwyder die bitterheid, wat in bitter water wat ek moes drink het, van klein dogtertjie. En bring my by die soet water, want ek weet, ek is 'n nuwe mens. Laat dit by my mond uitkom, laat my gedagtes begin vloei in nuwe waters. In Jesus naam. Amen. Ons gaan saam lees in Matteus, so hier en daar, gaan ons kyk en ons het gepraat rondom die uitstorting van die Heilige Gees op Pentekos, op Pinkster. En as jy gaan 'n bietjie geskiedenis gaan navors, dan gaan jy sien, by die Pinkster uitstorting was daar 2 brode gegee, en die 2 brode verteenwoordig, die een verteenwoordig Israel en die ander een verteenwoordig die heidense nasie. En daai 2 brode moes, ek dink in Engels noem hulle dit Levi ingehaat het, wat nooit toegelaat was in daai brode nie. Maar dit is juis vir die versoening, moes hulle dit in die brood sit. Israel sowel as die heidene. En dis wat ons vandag ook beleef, dat God is vir ons, hy is nie teen ons nie. God wil my en jou reinig, en hy wil met my en jou werk. Ons is in sy plan. Jy is in God se plan. Maar ek en jy moet die keuse maak. God is nie 'n God wat manipuleer nie. Hy is 'n God van liefde. Hy is 'n God van genade. Hy is 'n God van geregtigheid. Hy is 'n God van liefde volmaak. En dit nodig dat ek en jy dit opneem. Dit nodig dat ek en jy wegbeweeg van kerk en in verhouding inbeweeg. In baie opsigte is ons nog vasgevang in 'n religious omgewing, 'n godsdienstige omgewing. Ek doen wat die kerk sê, en as ek buitekant die kerk is ek weer my ou self. Dis vanoggend wat jy die keuse kan maak en sê, Here, dit verander. En ek wil deel hieraan. Maar dit gaan van jou vra, is jy bereid om te bid en te vas? Is jy bereid om jou gedenkwyse te verander? Is jy bereid om te sê, Here, ek staan vanoggend op as 'n radikale, desperate, vol intensie dat die evangelie deur my moet loop. So strome van lewende waters, Johannes 9:27. Die uitdaging is vir my en jou. Die uitdaging is daar dat ek en jy dit moet kies. Die uitdaging is daar dat in hierdie lewe sal ons swaar tye hê. In hierdie lewe sal ons by plekke kom waar dit voel of ons net bitter water drink. In hierdie lewe gaan dit ons kom by plekke waar dit voel of daar nie hoop is nie. Dit voel vir ons of die hoop vergaan het. Dit voel vir ons of God nie wil hoor nie. Dit voel of daar 'n breuk gekom het in ons verhouding met die Here. En die Here sê, moenie hoop verloor nie. Moenie hoop verloor nie. Daar is altyd lewe. Solank as jy my aanroep, hoor ek jou stem. Solank as jy my vertrou, is ek daar vir jou. Dit mag vir jou voel en dit mag in jou indrys dat die omstandighede te groot is vir jou. En dit is so, ons is maar klein en nietig, maar die Here sê ek is groot. Amen. Vat in my. Wees 'n Petrus vanoggend, steek jou hand uit en sê, Here, ek het U nodig. Ek kies U om my uit te haal uit hierdie put van donkerte. Ek kies U om my op te rig vanoggend. Ek kies U dat die lewe in my invloei. Ek kies U, Here, om veilig in U hand te sit, Here. Lei my na nuwe plekke toe, vat my na die hoogtes toe wat my verstand my nie na kan vat nie, Here. Maar rig my op om te wees in hierdie laaste seisoen wat U vir my bepaal het, wat U my voor geroep het, Here. En ek kies vanoggend, Here, om nie die bitterbeker te drink van die vyand wat 'n leienaar is nie, maar kies vanoggend om die beker te vat van lewe in oorvloed in Christus Jesus. Halleluja en amen. En die disippels het uitgeroep na Jesus en hulle sê, Here, is dit in hierdie tyd wat U nou die koninkryk gaan bring? En in baie opsigte is ons op dieselfde plek, ons soek 'n nuwe koninkryk nou. Ons soek 'n antwoord vir die ANC, ons soek 'n antwoord in ons skole, ons soek 'n antwoord wat nou moet gebeur. En die Here sê, moenie bekommerd oor daai goeders wees nie, want ek is in beheer. Maar dit vra van my en jou om in Hom en onder Hom in te kom en te sê, Here, ek steek my hand uit. En hy sê, dis nie vir julle om te weet nie.
wat die doel is van en die plan is van God nie. Ek en jy dit gaan lees, kom ons lees wat die woord van God sê. Matteus 1, hy sê die geslagregister van Jesus Christus. Nee, dit is nie Matteus 1, dit is Handelinge 1. Halleluja, prys sy naam. Wat ons eers net kom by die begin, Jesus Christus van almal. Jesus Christus van almal. En dat ons kom by die plek waar ons sê, wow, Here, wat het U gesê vir ons? En wat het U gebring vir ons? Die eerste verhaal Theophilus, en dis Lukas wat hier skryf, en hy geskryf nou die verhaal soos hy Jesus gesien het, saam met Jesus geloop het, wat hy van Jesus ervaar het, en hy gee verslag hier aan Theophilus rondom Jesus Christus, alles wat Jesus begin doen het en leer het, en tot op die dag, dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Onthou daar, toe Johannes begin met sy bediening, toe sê hy, dit gaan oor die koninkryk van God, en toe kom Jesus, toe sê hy, ek gaan julle bekend maak, die dinge van die koninkryk van God, en hier sluit Jesus voor hulle af, en hy het hulle geleer rondom die koninkryk. Daarom is ek en jy nie meer lidmaat nie, ons is burgers van die nuwe koninkryk. 'n lidmaat is iemand wat loop godsdienstig, wat 'n leier agter 'n leier aanloop. 'n burger loop agter die Here Jesus Christus aan, want hy sit op die troon. Hy is die almagtige. Hy is die heilige. En hy het vir my en jou die weg gebaan. Hy is die koning van die konings, hy is die Here van die leerskare. En ek en jy volg hom. En Jesus, die kerk is net 'n voertuig om ons in hierdie proses in te lei. En daarom is dit belangrik dat ek en jy burgers word van die nuwe koninkryk en nie soseer lidmate van 'n kerk te wees nie. Lidmate van 'n kerk deel met godsdienstigheid. Burgers van die koninkryk verkondig die lewe en staan vir die lewe en staan radikaal vir die nuwe koninkryk en sê, daar's 'n nuwe koninkryk. Hoekom wil julle leef vir die ou koninkryk? Want die ou koninkryk se koning is 'n leenaar, hy's 'n dief. Hy het gekom om te slag, steel en verwoes. Johannes 10. En is dit Johannes 10:10? En hy sê ek het gekom om julle oorvloed te gee. Oorvloed. Van die Kalak, oorvloed. Jou verlede is verby. Maar jy moet dit erken. Jy moet dit voor God gaan verklaar. Jy moet voor God gaan sê, en dit geld vir elkeen van ons hier. Here, dis wat gister was. Dis waar ek was as 'n klein dogtertjie. Dis waar ek opgegroei het, Here. Dit is my teleurstellings. Dit is my plekke van hartseer. Dis die plek waar ek voel het, Here, dat niemand het my lief nie. Ek het groot geword in hierdie milieu waar ek verwerping ervaar het die res van my lewe. En ek kom tot hier. Vandag is die dag wat die Here sê, ek wil jou skud. Ek wil jou losmaak. Ek wil jou nuut maak. Gee dit aan my. Amen. En toe hulle nog met hom saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd nuwe koninkryk op? Here, gaan u in hierdie tyd die ANC verwyder? Here, gaan u in hierdie tyd die skole verander? Gaan u in hierdie tyd hierdie dinge doen? En die Here sê, dis nie vir julle om dit te weet nie. Amen. Hy sê, maar wat ek vir julle wil hê. En hy antwoord hulle, vers 7, dit kom julle nie toe om die tye en die geleenthede te weet van Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Daarom moet ek nie weet, geen mag is groter as God nie. Geen regering is groter as God nie. En hy sal voor God versoening moet doen, of hy sal voor God sy knie buig, maak nie saak wie hy is nie. En as hy 'n afgodsdienaar is, sal hy God sien. Dit is belofte hier vir my en jou vanoggend. Hy sê, daarom moet julle nie bekommer oor hierdie rampokkers nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, tot die uiterstes van die aarde toe. En dis waartoe ek en jy geroep word. Dis hoekom ek en jy die krag nodig het. As ons gaan kyk deur die Handelinge boek,
het die disippels geweldig moes lei. En as ek en jy vanoggend die keuse maak om te sê, Here, ek wil stap in hierdie nuwe salwing, ek wil stap in hierdie nuwe uitroep, ek wil stap om nou te leef soos wat U bepaal het vir my, beteken dat ek en jy vervolg gaan word en sal word. Goeie nuus. En dit mag wees dat jy dalk ook onderste bo, ek en jy, opgehang word aan 'n kruis. En dit het altyd vir my by my gebly, my gedagtes, hoe kon hulle dit regkry? Hoe kon die disippels regkry om te sê, ons is onwaardig, ons kan nie eers soos Christus aan 'n kruis hang nie. Hang ons onderste bo. Is ek en jy al daar? En dit kan alleenlik gebeur in die krag van die Heilige Gees. Dit beteken die Heilige Gees wil my en jou vat na plekke toe wat ver bo kan my en jou se waarborge is, ver bo kan my en jou se kragte lê, want ek en jy is in 'n kragteloos. En dis hoekom hy sê vanoggend, moenie op jou eie krag staat maak, moenie op jou eie woord staat maak, maar maak staat op my krag, maak staat op my woord. En dit is wat Jesus vir hulle kom leer het in 'n kort gedagte. Onthou, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Jeremia 31 vers 33 sê vir my en jou, maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste. Ek skryf dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Dis waaroor hierdie salwing gaan. Die Here sê, my wet sal opgeskryf word in julle harte, soos wat hy vir Israel gesê het in die Ou Testament. Nou is ons Nuwe Testament, en hy sê, nog steeds, my wet sal in jou hart opgeskryf word. Dit sal nie op papiere staan. Dit beteken dat God wil my en jou totaal ons hart laat oorgee aan hom, en dat hy wil hê ek en jy moet in sy weë lewe en wandel. En hy sê die belofte is, ek sal vir jou 'n God wees. In hierdie seisoen waar ons nou ingaan, sê God, moet nooit vergeet nie, ek sal vir jou God wees. Ecclesiastes, hoe sê mense dit in Afrikaans? Maar ons hou weer by Ecclesiastes 3:1, weet julle waaroor dit gaan? 3:1. Alles het sy bepaalde tyd en sy uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. En ek en jy het gekom in hierdie tyd. Ons is geroep vir hierdie tyd. Jy is in hierdie bediening vir hierdie tyd. Jy is in hierdie dorp vir hierdie tyd. Jy moet weet in hierdie tyd, as jy gaan toelaat om geskik te word, as jy gaan toelaat dat God met sy kragte deur jou werk, is jy in die regte plek op die regte tyd vir die nou om 'n verskil te gaan maak buitekant. En daar is nie beperkings op die krag van God nie, daar's beperkings op my en jou. Yes, verseker. Ons grenslyne is vasgemaak. En God sê, ek weet julle kom tekort. Ek weet julle is te klein. Ek weet julle moet gehelp word. En daarom gaan ek vir julle die krag gee. En toe hy daai krag oor die disippels uitstort, toe staan Petrus hulle op en Johannes, hulle staan op vreesloos. En dit beteken ek en jy het hierdie krag nodig om vreesloos, sonder beperking, aan hulle te gaan verkondig die liefde van God. Vreesloos. Maar sonder die krag is die kerk gebonde aan die 4 mure. Hy is die sout in 'n pakkie en hy kan nie uitgee wat hy geroep is vir te doen. Ek en jy is geroep om buitekant 'n verskil te maak. Ons het dit maandag aand beleef en opgewondenheid oor dit, dat die Here daar kragtig vir ons mense gestuur het. Ons het nou nodig dat die Heilige Gees ons kom lei en sê, hey, hierdie rampokker wat hier gekom het, hy het gekom met 'n ander motivering. En dat ons hulle losmaak van die duiwels wat hulle gestuur het. En dat ons bedien met die krag van God, met die openbaring van God, met die intensiteit om met God se liefde na hulle toe kom. Ons is nie daar om onderskeiding te tref nie. Ons is nie daar om te ryk hoe vrot hy is nie. Ons is daar om die liefde van God te gee en te sê, Here, U wil. Amen.
red hom, Here. Ek is 'n wessel wat in sy hande kan vat. Ek is 'n wessel wat hom kan omarm. Ek is 'n wessel gestuur met die liefde van my God. Wat is die gawes? Liefde, vrede, goedhartigheid, getrouheid, lankmoedigheid. Dis in ons ouens en ek en jy moet dit gaan leef daar buitekant. Ons is geroep om dit te kan leef nou. En die Here sê, dis nou die bepaalde uur. Dis hoekom die profete sê reg oor die wêreld, hierdie dag 28 Junie 2025, skryf jy op 'n Bybel. Op hierdie dag gaan jy geskik word as jy dit gaan toelaat. Op hierdie dag gaan die Here jou 'n groot instrument maak deur sy krag oor jou uit te stort sodat ons kan gaan doen waarvoor ons geroep het om te doen. Die kerk is nie geroep om stil te wees in 'n pakkie nie. Die kerk is nie geroep om net te aanvaar die omstandighede nie. Die kerk is geroep om 'n verskil te maak deur die krag van God. Ons wil almal die ANC uit hê. Ons wil almal teenoor hulle veg, want die Here sê nee, vergeet dit. Ek is die krag daartoe, vertrou my, ek bly God. Dis nou die tyd. Dis nou die tyd om jou fokus nie te verloor op die koninkryk wat jy wil hê nie. Dis nou die tyd om jou fokus op my te hou wat jou God is. Dis nou die tyd om jou kinders aan my op te dra. Dis nou die tyd om 'n verskil te maak waar jy beweeg. Dis nou die tyd om te proclaim the gospel of Christ Jesus. Joël 2:28 en 29 is gegee vir hierdie tyd waar ons nou lewe. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom. Dan kan ek wel hoor wat se drome julle droom. Nou, maar jy gaan nou 'n nuwe droom kry. Julle jongelinge gesigte sien en ook op die diensknegte en op die diensmaagde wat my en jou insluit, sal ek in die dae my gees uitgiet. En hierdie skrywe is vir hierdie tyd. Is vir nou. So jy kan voor God staan en sê, Here, geef my drome. Here, oor my gesin. Geef my drome hoe ons gaan lei, Here. Geef my drome oor ons gemeente, Here. Geef my drome hoe ek hy parkeerarea vol mense sien. En hoe ek self deur loop en net my hande optel en sê, die liefde van die Here is vir jou. Die liefde van die Here is vir jou. Die liefde van die Here is vir jou. Want dit gaan nie meer oor die emosies nie. Dit gaan nie meer oor 'n opwekking nie. Dit gaan oor 'n bevestiging ek behoort aan hom. En omdat ek aan hom behoort, weet ek is gesalfde. En omdat ek geskit is en geruk is en in 'n plek gekom en sê, wow, jy nonsens moet jy nou stop. Dan ek wel. Ek praat nie hiervoor. Dit stop vandag. Yes, amen. Jy kan loop, jy val nie om nie. Kan jy staan? Geen geleerder meer nie. Julle staan op, hè? Julle staan op. Daar's geen rondleerder meer nie. Nou is dit tyd dat die krag van God deur jou werk. En jy moet opgewonde raak daaroor. Jesus se disippels vra die vraag in Handelinge 1:6. Is dit die nuwe koninkryk? En die Here sê nee. Ouens, moenie daaroor bekommer nie. Moenie oor bekommer oor wat jy op die nuus sien nie. Maar weet jy is geroep om in hierdie tyd nou 'n nuusmaker te word in iemand se lewe. Handelinge 1:7 en antwoord hulle, dit kom julle nie toe nie. Pinkster 8 Junie 25 hou vir baie gelowiges ook 'n goeie belofte. Die belofte van God wat gesê het, ek gaan 'n nuwe salwing oor julle bring. En nie 'n nuwe salwing nie, maar hierdie Pinkster gaan ek en jy gesalf word om die jukke te breek wat buitekant heers. Om die mense wat vasgemaak is los te maak. Hulle wat blind is te laat sien. Hulle wat doof is te laat hoor. Hulle wat krepeel is genesing te gee. Ek en jy is geroep vir hierdie tyd vir nou, want dit beteken ek en jy moet voor God gaan staan en sê, Here, hier's ek. Kom skud my. Wat beteken die skud? Kom skud die grond waarop ek loop. Wat beteken dit? Dit beteken dat jy met 'n rein hart na God toe kan gaan. Dit beteken, Here, ek stop my nonsens hier. Ek bely dit vanoggend hier. Ek bely my ongeloof. Ek bely my onwilligheid. Here, ek kom en ek gee dit vir U. En ek sê, maak my 'n bruikbare wessel, Here. Ek roep uit tot U, Here. Ek gaan in vasgaan daarvoor, Here. Ek gaan U soek, Here, dat dit kan vloei uit my uit, want ek weet ek is geroep vir hierdie tyd, hierdie seisoen. En die Here wil my en jou gebruik om 'n bonatuurlike tyd mense in te bring
vanuit die noorde, die ooste, die suide, die weste van hierdie dorp en die omgewing. Hy wil hê ek en jy met 'n verskil maak nou. En as dit so moet wees, om soos 'n brander uit te storm op hierdie sand en sê, ek is hier. Ek is hier in die krag van my God en my Here. Ek is hier met 'n glimlag om jou te bedien. Al heilig in die agterkant, want dit gaan nie goed by die huis nie. Die vyand is los en hy wil kom om my hoop te laat verloor. Die vyand wil hê ek moenie gefokus wees nie, ouens. Die Here sê, moenie worry oor die koninkryk nie. Wees jy net by die plek waar ek jou wil hê. Nou baie jare terug, sy bedien nog kragtig die vrou McPherson, Rita McPherson. En hulle is in 'n ongeluk en die Here het haar seun gered deur waar die dokter sê is onmoontlik, hy het sy lewe verloor en hy is gered en toe hy nou op ek dink op 14, 15, 16 jarige ouderdom is, sy gesig is redelik geskend van die ongeluk. Hy en sy bedien die wêreld vol. En op 'n stadium is hy by die Kaap in die huis en die demone roep hom om van die tweede verdieping af te spring en hy val weer op sy gesig en hy bel haar en sê jy moet kom. Dis lewe en dood en sy is besig, sy sê ek kan nie nou nie slaap op waarmee ek besig is. Nou dink nou vir jou vir 'n oomblik. Hier is oom Johan, hy is besig om te preek. En die tannie is by die huis en sê Bella, jy het al toon gebreek, jy weet kom. En hy sê nee, ek weet nie so dinge vir die Here kla maak. Wat 'n tipe man is dit? Wat 'n tipe man is dit? Hy doen nou eers die werke van die Here en sy gesin moet swaar kry. En toe sy kan kom en sy kom by die huis, toe sê hulle alles is fyn. Die vyand wou kom dat die woord nie deurkom nou dit nie. En daarom moet ek en jy in hierdie tyd gaan ons deur toetse gaan. Ons gaan geskik word. Ons gaan getoets word. Waarmee is jy besig? Lewe jy vir my in totaliteit of gaan die vyand jou nog kan mislei? Dis 'n harde woord. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Maar dit vra vir my en jou om in te koop en te sê, Here, dat wanneer die versoeking kom, wanneer die beker van die vyand kom, gee vir my die vermoë om te onderskei. U is in beheer. U is in beheer. Amen. Baie belangrik. Ek weet ook so snap. Ja, daai vrou getuig reg oor die wêreld. Die grootheid van God. 'n Normale mens, nie iemand wat geswat was vir 'n pastoor of nie. Normale mens. En die Here gebruik haar krag. So moet nooit dink ek is te oud of ek is te jong. Moet nooit te besig wees met die wêreldse dinge nie. Want die Here nou roep en ek het baie geleenthede al gemis wat ek te besig is met my eie goeders. Dat ek 'n geleentheid mis om met 'n siel te werk. En dit gebeur net as ek en jy nie die kosbaarheid van 'n siel raak sien. En ek kon nou dag nie verstaan toe ek hierdie prentjie sien van daai swart man wat hang in daai vragschephouer waar sy arm vasgemaak het wat hy wou seker gesteel het. En ek kry 'n hartseer vir daai jong mens. Ek sê, Here, wat gaan nie aan? Hy is dan 'n krimineel. Maar die Here is besig om in my te skud. Die Here is besig om my fokus te verander. Die Here is by my besig om my te roep en sê, sien jy wat ek sien? Sien jy die kosbaarheid van 'n siel, of sien jy die kleur, of sien jy die opstandigheid? Wat sien ek in jou? So die Here is besig om my te skud in baie areas, en mag hy jou so begin skud, dat ek en jy gereed kom en ek moet kies en sê, Here, ek huil vir daai man. En ek huil nou nog, en ek is regtig hartseer vir daai man dat hy daar moet wees. Sy omstandighede van die lewe het hom gebring dat hy doen wat hy gedoen het. Maar die Here sê, ek wil jou vanoggend genees. Ek wil jou vanoggend herstel. Ek wil met jou deel. Ek wil jou bring by die plek waar jy in volheid kan staan, want jy is geroep vir baie meer. Moenie dat jy beker van die vyand weer drink. Jesaja 43 vers 10. Julle is my getuies, spreek die Here, en my knegt wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat ek is vir my dat ek is. Voor my is geen God vermeer en na my sal geen een wees. Jy is geroep vanoggend. Ek en jy word geroep om die Almagtige te verteenwoordig. Ek en jy is geroep
om 'n instrument in sy hand te wees. Ek en jy is geroep en hy sê ek soek nie eens jou eie krag nie. Hy sê ek sal vir jou die krag gee om te gaan doen wat jy nodig het om te doen. Want dit vra vir my en jou, is ek en jy gereed om dit te wil doen? En dan Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Nie julle dink julle gaan wees, julle dink nie. Ons dink te veel, ja, maar ek het nie nodig om te leer nie. Ons het klaar geleer in hierdie gemeente. Ons het genoeg disipelskap kursus deurgegaan. Nou is dit om te vertrou op die Heilige Gees. Die kennis wat jy het, en as jy sê jy het nog nie, dan beter jy boeke naslaan, vanaf, soos dit nie. Wees is nie te oud om te leer. Ja, maar ons wil te veel leer en te min doen, sien. Ons moet nou doen en dan leer. En dit beteken, Here, ek weet nie alles wat die Heilige Gees weet. Hy sê, die Heilige Gees sê, ek sal jou leer. Maar dit vra van my nie om uit te staan sê, Here, ek gaan. Ek weet nie wat om te sê nie, maar ek weet ek gaan. En as ek by Johan kom, gaan ek om 4 aandag in die oog kyk. En ek gaan 'n harde kop hê, wat kyk en sê, ek kyk met autoriteit en gesag. En ek sê, in die naam van Jesus, jy weet jouself regkry, maar weet jy, God het jou lief, man. Weet jy, hy wil jou hê in sy koninkryk. Weet jy, is 'n sondaar? Weet jy, God jou sondes wil vergewe? Weet jy, dat hy 'n toekoms vir jou het? Weet jy, hy het al 'n toekoms bepaal by jou geboorte? Dis wat die woord sê. En dis wat ons net, so, wow, Here, loop net, vloei net, vloei net, vloei net, dat die lewe kan kom. En dis eenvoudig so. Matteus 9:35, Jesus het by die stede en dorpe rondgegaan en hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Dis waarna toe ek en jy gaan nou, is elke siekte, elke kwaal in Jesus naam. Hierdie liggame moet nou regkom in Jesus naam. Amen. Alright, sê van Here, dis nou genoeg hierdie pynkie. Hy's 'n pynkie want hy is groot. Halleluja. En Matteus 9:37, toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is nie. Die oes is groot daar buite. Ons sit met 73, 72, 73 kerke in Richards Bay, maar ons dorp val uitmekaar. Want almal is in hulle veilige pakkie. Ons dans so lekker, ons jive in ons kerk, ons profeteer, ons spreek oor mekaar. Ons is buiteganger. Ons is in 'n vakuum. Ek kan nie praat nie, ek kan nie sê nie, want ek weet nie hoe nie, né? Want ek vertrou nie die Heilige Gees nie. Dit is tyd dat ek die Heilige Gees begin vertrou. Hy's in jou, hy's vir jou, hy's saam met jou. Hy sê jou leer aangaande die dinge. Jy hoef nie altyd te weet wat om te sê, wat om te doen nie. Ek was al in baie situasies en sê, Here, ek het nie 'n antwoord hier nie. Wat sê u? En as ek klaar is, sê ek, wow. Het ek nie gepraat die waarheid nie? Waar het dit vanaf gekom? Heilige Gees het in my as 'n wessel gewerk. Jy is net 'n wessel wat die Here sê ek wil jou gebruik. En dit is belangrik dat ek en jy dit weet. Die oes is wel groot, maar die arbeiders is nie. Maandag aand sê julle moet net nie ophou nie asseblief. Ons is nie lewensredders nie, maar julle moet nie ophou wat julle nou doen. Hoekom ons? Want die wêreld daar buitekant het nood. En hy wag vir my en jou om die Heilige Gees te vertrou. Matteus 9:38, bid aan die Here dat die oes, dat hy die arbeiders in sy oes mag uitstuur. Ek het jou hande gesalf, en ek wil hê jy met jou hande so op jou gedagtes sit. Sê, my God, my Here, maak my 'n bruikbare instrument in hierdie oestyd. Stuur my, Here. Ek bely my ongeloof. Ek bely my onwilligheid. Ek bely my besig wees. Here, praat met my. Maak my geestelike oor oop. En praat met my, stuur my om u wil te gaan doen, Here. U liefde te dra na my. Here, ek vra dit vanoggend, Here, stuur hulle. Wat hier is. Maak ons instrumente. Halleluja. En amen. 1 Timoteus 2:21. As iemand dus hiervan deeglik reinig, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n onderwerp tot eer wees,
as iemand hom dus vanoggend hier deeglik reinig, bely dat jy 'n sondaar is, bely dat daar dinge is wat jou verhoed om te praat, bely dat jy sê jy het nog nie genoeg kennis nie, bely dat jy dink ek het baie meer nodig, net sê Here, ek is hier, ek maak my instrument. Hy 'n voorwerp tot eer sal wees, heilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Vuurreiniging is deur God nodig om my en jou met vuur te reinig. Daarom gaan hy my en jou skud. Daarom gaan hy my en jou uitdaag. Daarom gaan hy my en jou vra, hoe lank nog my kind voordat jy gaan oorgee? Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Maar Here, die wêreld doen dit, die wêreld geniet dit. Hoekom kan ek dit nie doen nie? Hoekom kan ek dit nie gedoen nie? Die Here sê, jy is geroep vir meer as net tot die wêreldse sisteme. Hy sê, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dis wat ons nou gebid het, verander my gemoed, dat ek kan sien, Here, hoe kosbaar ek is vir U. Verander my gemoed, Here, om my wapenrusting aan te trek, dat die vyand my nie kan vernietig nie. Here, kom en omgord my met die waarheid volgens, Here, plaas die evangelie in my voete, Here, geef my die borsharnas van geregtigheid, Here, geef my die skild van geloof en die swaard as die gees, Here, plaas die helm van verlossing op my kop, ek is gereed om te gaan, stuur my, Here. Amen. Maar dit vra van my en jou wat plek in te neem. Dit vra van my sê, dis julle redelike godsdiens, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevalle en die volmaakte wil van God is. Nie jou wil nie, wat is God se wil? Natasha, wat is God se wil? Nie jou wil meer nie, Natasha. Wat is God se wil, Natasha? Ek raas nie met jou nie. Om gekies te wees, dis om gemerk te word vir God se heilige doel. Jy's gekies vir 'n doel wat God op jou geplaas en wil. Jy's gekies om 'n verandering te maak. Jy's gekies om die evangelie te verkondig. Jy's gekies om vir mense te bid. Jy's gekies om hulle te help. Reiniging is nou belangrik om heilig eenkant te gaan staan. Heiligmaking beteken afgesonder. Dit beteken ek en jy moet in afsondering gaan voor God in ons binnekamer en jy met jou hartjie maar oopmaak en sê, Here, U weet alles. Ek weet dit. U weet wat ek dink. U weet wat ek volgende gaan doen. U weet dat ek nou met U kom praat en jy sê hierdie probleme. Maar wil U met my reinig, Here? As U belofte is, dan sê jy Johannes 1:9. Maar wat staan in Johannes 1:9 nou weer? Sê U vir my? Maak die Bybel oop. Johannes 1:9. 1 Johannes 1:9. Ons moet ons bietjie blaai deur die bladsye. So bring maar jou Bybeltjie saam, is tyd ouens. Bring maar jou Bybel saam en kom blaai deur om die bladsye, voel so lekker. Dit is soos iets wat jou streel, jou vingers streel. As jy elektronies gaan en kap jy net so. Daar's geen vrede daar. Okay, lees gou weer van die begin af. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis nou die tyd om uit te roep, Here, ek staan voor U naak. Want U weet alles, U ken alles, U ken my begeertes, U ken my wil wat ek nie wil oorgee nie. Here, maar kom in hierdie dag en ek kies om verander te word volgens U wil. Kom, Here. Dis wat dit beteken om afgesonder te word. Dis die tyd vir afsondering. Dis die tyd om jou verskonings eenkant toe te gee. Ja, maar gaan koop by jou 'n karretjie en koop vir jou een wat werk. God wil hê ek en jy moet in afsondering kom. Hoekom moet ons in afsondering kom? Want die wêreld hou ons so besig dat daar is nie genoegsame tyd om af te sonder voor God nie. En ek bely dit vanoggend hier myself. Ek het te veel draadwerk hier bo. My brein lyk al op soos 'n vrou se, is net draadjies. In plaas om net af te sonder en sê, wow. Here, ek sê dit met respek, want dis hoe God julle gemaak het met baie punte. Ons het 'n nothing box gekry. God het vir julle baie drade gegee. Jesaja 6:6. Maar een van die serafs
het na my toe gekom. Waarom praat ons? Om uit te gaan, om geroep te wees, om afgesonder te wees, om gereed maak. En nou sê hy in Jesaja 6:6, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgehaal het. En Jesaja 6:7 sê, en my mond daarmee aangeraak het, en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde is versoen. 1 Johannes 1:9, as ek my sondes bely, hy is so trou en regverdig om my te vergewe. Maak dit jou eie en sê, Here, ek is vergewe. Ek het nou 20 manne en vroue al doodgemaak. Die Here sê, kom, bely dit. Bely dit. Wie het moord gepleeg hierso? Steek op jou hand. Beskiete. Wie het moord gepleeg? Met ons monde. Met ons gedagtes. Ek het al hoeveel keer vir Ramaphosa gekruisig. Bely dit, Here, want ek wil suiwer wees as 'n instrument wat nie fokus op die wêreldse koninkryk en sisteme nie. Ek wil fokus op dit wat God my geroep het om te wees. En die vyand wil kom en hou al hierdie nonsens voor my en jou, hierdie beker van bitterheid. Onvergewingsgesindheid. Ek sal nie, ek kan nie en ek wil. Jy kan nie sê jy is 'n disipel of jy is gereed. Of jy staan in God se geregtigheid as jy nie kan vergewe nie, kerk. Onvergewingsgesindheid vat jou na bitterheid toe. Gaan kyk by die ou huis, gaan soek vir jou 'n bitter oom en tannie, dis 'n lelike mens. Die Here het ons nie geroep om so te wees. Ja, maar ek dien die Here, maar ek sal nie vergewe nie. Twak, jy rook tabak, gaan verbrand dit, gooi dit weg. Die Here sê, jy sal vergewe, want ek het jou vergewe. En die vyand sê, nee, is nie nodig nie. Drink maar hierdie bitterkap. Jy sal sterf aan pyn en lyding. Vergewe jou pa en jou ma. Maak nie saak wat hulle gedoen het. Hoe hard dit is. En ek sê dit nie met 'n gevoelloosheid. Maar jy kan nie bekostig dat 'n ander mens jou van die koninkryk van God weerhou. Al was hy jou pa of jou oupa of jou oom of jou tannie. Jy kan nie. God se liefde is daar vandag en hy sê, kom na my toe my kind. Ek sal daai bitterheid verander in strome van lewende waters. Want ek is lief vir jou. Jesaja 6:8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur vanoggend, kerk? Wie gaan ek stuur? En toe hy vergifnis ontvang het, sê hy, ek staan Here, stuur my. Wat sê jy volgende? Wat sê jy volgende? Here, stuur my. Of sê jy, ek weet nie, ek kan nie. Dit is die patroon wat God deur sy woord gebruik het. Daar is 'n orde in God se pad, wat hy stap met die mens. Buite ordelik is God glad. Dis die tyd. Dis nou die tyd. God se bepaalde tyd is nou vir die kerk om 'n nuwe krag vorentoe te gaan, om hulle wat hy nog lief het te gaan bevry uit hulle bose werke uit. En ek het daai video met julle gedeel waar die jong mense nou nou verkondig as God. Ons, dis so eenvoudig soos dit. Ek het dit gesien toe ek by die werk was. As iemand iets sê, kom die ander en hulle omskaar om en sê, wow, dis die waarheid. So eenvoudig is dit. Maar hierdie eie ding gaan 'n groot moeilikheid. En dis klaar besig. As mense dit as God sien, kan jy sien hoe ver hulle is hulle van die waarheid. Kan jy sien hoekom God my en jou wil reinig? Want hy wil my en jou suiwer, sodat ek en jy daai mens kan gaan haal wat bevuil is met dit. Nou kan jy vir jouself dink, AI het soveel krag, wat hy gegeen word uit die mense gedagtes uit. Kom ons dink dit so. Moses stap met die Israeliete deur die woestyn.
Hy gaan op na die berg toe. En toe hy afkom, het iemand gesê, dalk gaan Moses nie terugkom nie, kom ons bou 'n goue kalf wat ons kan aanbid. Hy is presies dieselfde. Omdat hulle God nie sien nie, omdat hulle God nie in die kerk sien nie, omdat hulle God nie op straat sien nie, omdat hulle God nie in die huisgesinne sien nie, is Ai God. En daarom het dit tyd geword dat ek en jy begin praat die waarheid. Die Bybel. Die woord van God. Ek en jy is geroep vir hierdie tyd. Dis nou tyd. Dis nou tyd om eenkant te staan. Maar die Here sê ek wil jou suiwer. Ek wil jou suiwer van jou ongeloof. Ek wil jou suiwer van jou onwilligheid. Ek wil jou suiwer van jou eie wysheid. Ek wil jou suiwer van hoogmoed, want elke vorm wat teen God se woord staan kom van hoogmoed af. Hoogmoed is witchcraft. As ek en jy weier om God se woord te vat, is ek en jy besig met witchcraft. Want dis Satan se werk. Hy's 'n leienaar. Hy's 'n dief. Hy kom om te slag en te steel. En hy sê heeltyd in jou gedagtes, jy kan nie, jy is nie goed genoeg nie, jy het hierdie sonde gedoen. God sê, ek is bereid om jou nou te vergewe. Kom na my toe, my kind, sonder jou af. Dat ek jou kassie bietjie rattle, dat jy van hierdie goed waarvan jy nie eers weet, jy kan ontslaa raak, dat ek dit in die openbaar kan bring, dat jy kan sien, jy sit met begeertes wat God nie behaag nie, dat hy dit vir jou kan suiwer en sê, my kind, ek is besig om jou gereed te maak, vergroot. Maar jy moet kan sien, jy moet dit kan hoor, jy moet in afsondering gaan, jy moet God se stem hoor, hoe hy met jou praat en sê, wow, Here, dankie, dat ek kan deel wees van die eindtyd roeping om siele in te bring wat dood is. Dis my en jou roeping, kerk. God sal my en jou suiwer vir 'n geestelike werk. Maar voordat ek en jy die geestelike kan doen, moet ek en jy 'n suiwering ondergaan. Afsondering voor die roeping. Reiniging met die vuur voor God, voor die bediening kan begin. Dit is God se doel en werking. Abraham, Noag, Moses, Jesus Christus, Johannes moes eers deur 'n suiweringsproses gaan. Jesus is eers in die woestyn ingelei en vir 40 dae het God daar sy menslikheid ontwortel dat hy 'n geestelike bediening kan invat, of alhoewel hy geroep is daarvoor. Maar God het hom eers deur hierdie woestyn gevat. Dink jy hy gaan vir my deur en jou deur 'n woestyn stuur van reiniging? Want die werk wat kom is groot. Hy sê daar's nie genoeg arbeiders nie. Maar daar's soveel moeilikheid daar, dat as ek en jy uit ons eie krag uit dit gaan doen, gaan ons val ouens. En ons gaan erger af wees soos hulle wat vasgevang is. En daarom sê Here, ek wil jou vul met my krag. Ek wil hê jy met my wapenrusting aan het. Ek wil hê jy met my tyd spandeer. Ek wil hê ek het jou geroep. Jy's geroep, jy's gemerk daarvoor. Maar dit vra van jou nou om dit te kies en die pad saam met my te stap. Openbaring 18:4 sê vir ons, en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit daaruit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met die sondes mag hê en haar pla ontvang nie. Hy praat van Babylon. Babylon se sisteme is geestelik nog steeds in werking en kragtig. En daarom sê die Here, gaan uit daaruit, gaan uit last uit, gaan uit versoeking uit, gaan uit die wêreldstelsel uit. Ek soek jou by my, ek soek jou gereinig afgesonder vir my wat jou God is. Jesus is besig om deur die kerk te stap. Hy stap deur die kandelare, as jy Openbaring 1 gaan lees, die kerke. Ek stap deur die kandelare en ek sien hulle werke en ek kla hulle werke aan. Here is besig vanoggend met my en jou. Hy sê ek kla jou werke aan, maar wil hê jy moet bely. Ek wil hê jy moet Babylon los. Ek wil hê jy moet Babylon se begeertes los. Ek wil hê jy moet die wêreldstelsel eenkant toe sit. Ek wil hê jy moet my aanroep. Want die werke van die duiwel smoor ons geestelik.
Jy kan nie meer bid nie, jy wil nie meer bid nie, jy wil nie kerk toe gaan nie, jy wil nie lofprysing doen nie, jy wil nie. Dis Satan wat besig is om jou te smoor, sodat jy nie in God se teenwoordigheid kan kom nie. Amen. Toe ek uitgegaan het om my blaashoring te gaan haal, toe hoor ek hoe sing julle, en dit klink soos 'n groot gemeente. Wow. Ek sê dankie Here. Ons is min, maar ons is groot in die Gees. Amen. Amen. Vat dit vol. Moenie toelaat dat jy versmoor word met verleidings en verslawings, met jou eie gedagtes. Die gekose wye om die misleidende beker verder te drink van Satan. Maleagi 3:2 en 3:3. Maar wie kan die dag van die koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos vuur van 'n smelter, soos 'n loog van die wasser. Hy sal sit, 'n smelter, 'n reiniger en van silwer. En hy sal die seuns van Levi, hy sal hulle reinig, hy sal hulle louter, soos goud, soos silwer, sodat hulle aan die Here geregtigheid kan offer. Dis tyd, ouens. Dis tyd. Hierdie is klaar. En ek vra die Here, help my om voor te loop met wysheid. Help my Here. Al sit ons net met 5 hier, dit maak nie saak nie. Dis 5 wat bereid is om te gaan. Dis waaroor dit gaan. Want die oes lê buitekant en die arbeiders is min. Die Here vra vir my en jou om arbeider te wees. Die uitgesoekte sal getoets word vir gehoorsaamheid. Jy gaan getoets word aan gehoorsaamheid. Jy gaan misleiding en verleiding en lasvol gedagtes kry. Jy gaan hierdie pad stap. Die Here sê, ek gaan jou toets, my kind. Want ek wil hê jy met daai begeertes waarvan jy al vergeet het, of wat in jou stelsel lê, ek wil jou suiwer, ek wil jou reinig, sodat jy 'n instrument kan wees. Wanneer die vyand voor jou kom staan, die Goliat, en sê, hey, jy praat nie so vir my God nie. Aha, daar lê die stof in sien. Jesus, my God nie groot nie. Jene ouens. Die wêreld is boos geraak en ver verwyderd geraak van die waarheid. Die Here het uitgesoektes wat hy met krag en waarheid wil stuur, dat hulle sal opstaan soos brandende vure in hierdie donker wêreld. Brandende vuur is die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees daar kom, die teenwoordigheid, begin die duiwels bewe en manifesteer. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, peculiar sê in Engels man, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis uitgeroep het tot wonderbare lig. Jy is geroep om die lig te wees. Hulle is gekies nie om gemak in die kerk te sit nie. Lekker stoel, ons gaan volgende Sondag die kussings wegvat. En so sit en sê, "Jesus pastoor, nie ophou, ons wil nou gaan dien daar buitekant." Hulle is gereed gemaak vir intersessie. Hulle is gereed gemaak vir bevrydings. Hulle is gereed gemaak om te genees. Hulle is gereed gemaak. Gees van die Here is op my. En hy het my gesalf om 'n blye boodskap te bring. En ek besef nou eers, hoe lank het hierdie boodskap gelê en geleier en nou kom hy in werking. Jesaja 61:1. Dit is hulle wat nie nou raak gesien word. Dit gaan nie oor om raak gesien te word nie. Dit gaan nou om die grootheid van God te verkondig. Die wêreld gaan sê, jy's oordrewe, jy's ekstreem, as jy nie meer wil lyk soos die wêreld lyk nie. Maar ons kan nie hierdie dinge meer doen nie. Ons kan nie meer betrokke wees by hierdie goeders nie. Ag, julle is te eng. Ag, sies man. Wie wil nou soos julle wees? Dis wat gaan kom. Die wat lou is gaan sê, ag, julle is te wetties.
En die ander sal sê, hulle veroordeel ons net, hulle is so judgmental. Maar in die hemel gaan gesê, my getroue volk. Amen. Dis hoekom ek en jy met reiniging deurgaan. Om getrou te bevind in gehoorsaamheid. Om in hierdie wêreld te staan, nie oor wat mense sê nie, maar oor wat God van my en jou gaan sê. Dis belangrik. So as hulle vir jou sê, ag, jong, jy's oudtyds, fine. As hulle vir jou sê, jy's wetties, sê maar, dis my hart geskryf, ek kan nie anders wees nie. As hulle vir jou sê, kom om my te oordeel, sê ek nie, ek oordeel niemand nie. Ek kom in die waarheid. En die waarheid maak vry. En ek kom met vryheid. Wat kies jy? Dis belangrik. Dis die tyd van lig en donkerte. Dis 'n tyd van waarheid en misleiding. Dis 'n tyd van heiligheid en onheiligheid. En dit gaan nie meer onderskei word. Ons gaan dit so duidelik sien. Dis hoekom daai video uitgegaan het van daai jong mense wat sê AI is ons God. Ek en jy gaan hulle sien. Hulle gaan nie meer verskuil wees en hulle is ook nie meer verskuil nie. Hulle sê reguit vir die kerk, ons glo nie wat julle sê. Hulle sê reguit vir die kerk, julle is dwepers. Julle loop die Bybel om die arm, ons hou nie vir julle nie. Hulle verag die kerk. Hulle verag die waarheid van God. Hulle verag waarvoor ek en jy staan. Hulle verag omdat ek en jy in die lig staan, want die lig bring die donkerte tevore en sê jy kan nie so aangaan nie. Hou nie daarvan. En ek en jy moet gereed wees om dit te kan hanteer. Want ek en jy is geroep om die lig te wees in hierdie donker tyd. Maar ek en jy sal die krag kry om dit te kan doen. Wat het gebeur met die disippels? So julle het hom gekruisig. Julle het hom aan die kruis vasgemaak. Julle het hom laat sterf saam met rampokkers, my woorde. En toe vra hulle, wat kan ons doen? En sê, bely jou sondes. En 3000 kom op 'n slag tot bekeer. Tot wederkoms. Dis die krag wat in my en jou is. Dis die krag wat God wil release. Dis die krag wat die genesings bring. Dis die krag wat die liefde van God openbaar. Dis die krag wat ander mense sien en sê, wow, God het jou lief, man. En omdat ek jou lief het, omdat God sy liefde in my geplaas het ek 'n indringendheid om met jou te praat. Ek weet nou daarvan hou of nie daarvan hou. Ek en jy is geroep om die wagters op die mure te wees. En sê as die wagters stil bly, sal hulle skuldig wees aan hulle wat hulle moes gewaarsku. Maar as die wagters praat en waarsku, sal hulle wat skuldig is aan hulle eie geoordeel word. As ek en jy nie praat nie, kan jy die oordeel dra van daai een wat skuldig is. Ek en jy verantwoordelikheid in hierdie tyd. Daai vers sê nou is die tyd. God se tyd is in plek. As jy gaan kyk hierdie kronologiese orde wat God dinge laat gebeur het dit op tyd, op die uur gebeur soos wat gesê is in die Bybel. Tot en met nou, 6000 jaar omtrent later. Elke ding val in plek. God se tyd is nou vir die kerk om die eindtyd openbaring te verkondig en die krag van God, want die wegraping van die kerk is amper daar. Die oordeel, wat doen ons dit, Weduwee? Nee. Die tyd na die wegraping? Verdrukking. Die 7 jaar van verdrukking is op hande, ouens. Al is dit 10 jaar weg, is dit op hande, want is hier, in my en jou tyd. Die kerk se wegneem is nou hier, in my en jou tyd. En al wat ek en jy kan kry is krone, as ons nou getrou is. En dis hoekom hy laasweek vir ons gesê dan Matteus 5, hy sê jy gaan veroordeel word. Jy gaan aangekla word. Hulle gaan sleg van jou praat. Maar wees jy die sout, wees jy die lig, wees jy die waarheid van God. Kan ek gaan met julle iets deel? Yes. En sy is, wat jy nou gepraat het met die AI, is daar, ek moet dit met julle deel, ek kan nie net stil bly nie. Want dit is ook in die geesteswêreld en dit is nou veral onder die jong mense wat ek baie sien en ek weet nie of julle al daarvan gehoor het nie, maar dit is so deel van die AI, die CERN, hulle noem dit CERN,
vir die dalk van weet nie. Maar in elk geval, dit is in die geesteswêreld, dit is wanneer die hekse oorsee kom hulle bymekaar en hulle noem dit sin, dan maak hulle die portals van die hel oop. Hulle gaan soontoe om hierdie portals van die hel oop te maak, maar dis al die hekse wat bymekaar kom. En dis mense wat so oud is soos hierdie tannies wat hier voorsit. Ja. En dis skei om dit te sien dat die mense bymekaar kom om dit te gaan doen. Hulle het dit nou al een keer gedoen en hulle is nou op pad om dit weer te doen. Maar hulle noem dit sin en dit sluit alles aan by hierdie AI waar hulle besig is. So ek het net gedink, soos pastoor sê, ek mag nie stil bly nie, ek moet dit met julle deel. So bid asseblief daaroor, want ons jong mense is doenagmidde. En ek sien dit by my werk. So ek deel dit met julle. Dis 'n moeilike ding om te verstaan, maar dis wat hulle doen. En dis hoekom dit so belangrik is dat ek in hierdie lig wandel. Hy sê daar sal lig wees wat waarheid is. Daar sal waarheid wees en misleiding wees. Daar sal lig wees en daar sal donker wees. Daar sal heilig wees en daar sal onheilig wees. En op daardie dag hulle wat geroep is tot afsondering en gereedmaking. Want God het daai mense net so lief, maar hulle is onder misleiding, Satan se vloek. En daarom is ek en jy belangrik. Die oes is daar. Ek kan al gesien die oes, hoe daar geoes word. Vanoggend in die bidkamer, sonder dat ek hieroor gepraat het. Die oes is gereed, ouens. Want dit vra vir my en jou om ons te herdenk wat ons vanoggend hier gedoen het. Dit vra vir my en jou om terug te kom na die waarheid toe. Dit vra vir my en jou om geroep te wees as 'n bruikbare instrument. Dit vra vir my en jou om in te koop, te begin vas, te begin bid en die Here te soek dat die krag oor my en jou sal kom om groter werke te doen. Amen. Want dis wat ons nodig het. Mense is in so diepe verleiding. Dit gaan nie meer net verk dat ek en jy na teenoor kom. Die vuur van God moet op ons staan, dat hulle geoordeel word net daar en neerslaan om die Here aan te neem. Amen. En ons kinders, hier sit hulle. Hulle word deel van hierdie proses. Hoe gaan ons hulle beskerm? As die kerk nie krag het nie. As die kerk kragteloos, as jy julle die gedaante van godsaligheid by julle die krag verloor, sê die woord van die Here. Die Here wil my en jou skerp maak soos pyle. Hy wil hê hy weet waarna toe ons moet gaan. Hy weet waarna toe ons moet die rigting wat ons moet gaan. Hy wil my en jou afvuur, maar hy vra vir my en jou om hier nou gereed te kom. Hy vra vir my en jou om die erns raak te sien. Hy vra vir my en jou om hom te ken as God. Daniël 11:32. Hulle wat gekies is om deel te wees aan hierdie reinigingsproses, die suiwering, moet in afsondering aan die Here toegee. Moet toegee aan die voorbereiding. Daarom is dit nodig vir 'n vars uitgieting van die Heilige Gees. Dit is om mense van God se harte opnuut aan die brand te steek. Dit is nie soseer dieselfde wees as die vorige uitstorting van die Heilige Gees nie. Dit sal 'n nuwe verskerpte fokus wees om die oes te gaan haal wat totaal verblind is met 'n valse godsdienst wat so groot is, wat so kragtig is dat hulle my en jou Bybel gaan sien en sê nee, maar hierdie het nie soveel krag. En hierdie het die krag, hierdie is die waarheid. En hierdie krag en waarheid moet in my en jou leef. Hierdie krag en waarheid gaan net kom as ek en jy die erns besef. As ek en jy besef hoe belangrik dit is dat elke persoon met wie ons pad kruis, dat hy in die Here behoort. En dat hy in die vuur van God begin hoor. Dat hy saamgeroep word om te gaan bedien. Maar die fokus is nie daar. Die disippels het saam met Jesus stap en sê, Here, gaan U dan nou die koninkryk bring? Hy sê, dis nie vir julle om hierdie goed te weet nie, gaan doen net, wees my getuie. Hy vra vir my en jou, wees my getuie. Matteus 9:37, toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here dat van die oes, dat hy die arbeiders van die oes sal instuur, die salwing. Onthou hoe lank is ons al besig hierdie, vandat ons met Torben begin het, ons besig om hierdie. Die salwing wat God gaan vrystel, sal God se antwoord wees vir die oes en die oeswerk. God weet waarmee hy besig is. God sê, dis nou die tyd. Dis nou die tyd wat hy my en jou wil gebruik. As jy wil dit verbygaan, is dit fyn. Maar ek wil bruikbaar wees. Ek wil wees soos daai manne wat die muntstukke gekry het. Ek wil ten minste my een muntstuk verdeel.
Handelinge 4 vers 31, toe hulle gebid het, is die plek geskit, waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Eenheid, 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 eenheid. Dis nie nou die tyd om alle ander rigtings in te trek. Hierdie nuwe salwing sal nie met woorde weergegee word, maar met samewerking van die bonatuurlike verskynsel. Wonderwerke, genesings, bevryding sal gebeur. Dit sal vervulling wees in die belofte wat Jesus ons gee, Matteus 16:37. Ek vinnig die deurraad op die tyd het uitgehaal, al lank al eintlik. Ons belangrik. Matteus 16:17. En die wat geglo het, aan hierdie teken sal volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. As die vyand kom om jou totaal te mislei, te verlei, selfs die dood oor jou te bring, self om vir jou vats te gee wat ingespuit is of wat ook al gedoen is, jy sal niks daaroor kom. Jy gaan dit eet, jy tande gaan klap en sê, "Wow, lekker! Dankie vir die salwing en vir die voorsiening." Ek sê nie dis wat gebeur het met die vats nie. Maar ons was geseën, iemand het vir ons vats gebring terwyl ons bid. As jy dodelik drink, weet dit. Daar's niks wat my en jou kan keer. Sal dit geen kwaad doen nie. Op siekes sal jy die hande lê en hulle sal gesond word. Die Gees se krag sal die kettinge en die jukke breek. Die Gees se krag is in my en jou om hulle te help waarmee hulle gebind is. Jesaja 61:1. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het met 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Het hy my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om die gevangenes vrylating uit te roep en die geboeides opening. Die eindtyd salwing sal dieselfde las dra as Jesaja 61:1. Kan julle sien, ouens, dat hierdie gemeente is geroep al vir lank al om voorbereiding te doen vir hierdie tyd. Ek het nie hierdie visie gekies nie, die Here het vir my gegee. Handelinge 2:17 en 18 en die laaste dag spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom en ook op dieselfde en op my diensknegte en diensmaagde sal ek die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. Hoe lyk die tyd waarna toe ek en jy gaan? 2 Timoteus 3:1. Maar weet dit dat die laaste dae swaar tye sal wees, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Hulle sal geldgierig wees, hulle sal groot praters wees, hulle sal trotsaard wees, hulle sal lasteraars wees, hulle sal ongehoorsaam wees aan hulle ouers. Ons sien dit heeldag. Ondankbaar, onheilig, sonder 'n natuurlike liefde, onversoenlik. Jy gaan nie met hulle kan vrede maak nie. Kwaadsprekers, bandeloos, wrede mense sonder liefde vir die goeie. Verraaiers, roekeloses, verwant, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat die gedagte van godsaligheid het en die krag het hulle verloor. Keer jou van hierdie mense af, sê die Here. Die nuwe salwing is God se antwoord op hierdie donker tyd. Die belofte in Jakobus 1:5 vra vir my wysheid. Ek sê ja. Ons het wysheid nodig, die Here ons rig. Lukas 10:2 en hy sê vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes dat hy die arbeiders sal instuur. En ek wil afsluit met Hebreërs 12 vers 26 en 28. Daar kom 'n skudding, nie vir die wêreld nie, maar ook persoonlik om te kan onderskei. Waarop is jou geloof gebou? Is jou geloof gebou op die rots Jesus Christus, of is jou kasteeltjie met sand bymekaar gesit? En as die groot wolf kom en hy sê, weg is jou huis. Kaal gaan sit jy daar, sonder niks. Hy sê, ek wil hê jy moet op die rots wees. Ek wil hê jy moet 'n huis gebou hê in Christus. Ek en jy is geroep vir groot dinge, ouens. Ons het nie nou tyd om af te koel nie. Ons het nie nou tyd om lou te raak nie. Dis nou tyd om besig te raak. Dis nou tyd dat
dat hierdie gemeente begin besig raak met die wêreldse dinge, met God se dinge, nie met ons eie dinge nie. Dis nou tyd dat ons help om die oes te gaan inbring. Dis nou tyd, ouens, soos wat ek julle hoor sing het, is ons groot in die geestesrelm alreeds. God sê, gaan net en gaan doen, ek het julle geroep om dit te doen. Ek vra van julle, kom in sonder af, kom in reinheid. Kom, dat jou begeerte, my begeerte verwesenlik, nie meer jou eie. Jy gaan geskik word. Jy gaan getoets word. Maar as jy tot val, is om te herken waar jou fout is. Sê, ek bely dit, reinig my, maak my skoon, sodat ek die wessel kan wees, wat U geroep het om te wees. Dankie Here. Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees, dat U oor ons uitgestort sal word, deur die genadegawe van God. Ek bely, Here, my eie wil vir U. En U sê, as ek bely, sal U my vergewe en sal U my reinig. En ek vra vanoggend vir 'n reiniging van my. Ek vra vanoggend vir 'n reiniging vir elkeen wat luister. Ek vra vanoggend, Here, dat U ons sal oproep as 'n geestelike weermag. Bruikbaar. Vra U, Heilige Gees, kom help ons, lei ons om te bid, te vas en U te soek, sodat ons die volle salwing kan kry om die oes te gaan haal. Ek vra U vanoggend, Here, moet ons nie verbygaan nie. Moenie ons verbygaan sê jy is te lig bevind. Here, maar maak ons kragtige arbeiders wat nie aandag soek, wat nie ons eie wil soek nie, Here. Wat nie ons eie beel geblaas wil hê nie, Here. Wat ingaan in die oesland om hulle te gaan roep wat U liefhet. Bekragtig ons hierdie week van vandag af om hierdie boodskap te kan dra van in gehoorsaamheid, in getrouheid, in eerbiedigheid, op ons knieë. Maak ons instrumente, Here, soos wat U ons geroep het. In Jesus naam. Amen. Mag jy God se teenwoordigheid ervaar. Mag die krag op jou rus. Mag jou krag verhoog dat jy verstom sal staan dat die Here jou gebruik. In Jesus naam. Amen. Pastoor, ek graag hoor wat se agenda vir die week. Die agenda vir die week is, solank ons niks doen nie, sover as ons kan gaan. Maandag aand gaan